vriend hierdie calendula blomme wat ek verlede week geplant het met die hoop dat dit sou groei. Dit was in 'n groter pot, al 3 was in een pot en ek het agtergekom dat dit is besig om dood te gaan en ek het dit oorgeplant. Hier is kyk hoe lyk die toestand van hierdie blomme en ek het dit oorgeplant in kleiner potte soos die met die doel dat dit beter sal gaan. Maar op hierdie stadium is daar, ek kyk net waar het ek my skeer gesit. Op hierdie stadium is daar geen nuwe groei nie. Die blare lyk geel en pap en ek sien nie enige verandering van laaste wat ek hierdie plante oorgeplant het nie. Die rede daarvoor dat dit moontlik so vertoon is dat dit baie gereën. Die potte is, die grond in die potte is nogal nie so moist nie. Dit is lekker los en fluffy en dit voel glad nie modderig nie, om dit nou so te sê. Want ek het perlite ingegooi vir goeie drainering en so ek dink nie dit is die grond nie. Ek het nou gedink moontlik is die grond te nat en dan sou ek nou meer droër grond ingegooi het. Maar wat ook moontlik die oorsaak kan wees, toe ek dit oorplant, het ek gras rondom die plant gepak wat ek moontlik nie moes gedoen het. Miskien is dit die oorsaak dat die grond rondom die plant moontlik te koud gekry het. En wat ek weet is, die calendula is 'n sonplant, hou baie van son, dit hou van warmte. Terwyl ek nog praat, knip ek sommer al die papdroë bruin blaartjies af. Soos ek altyd sê, die dooie blare is van genut tot enige plant nie. So, ek dink, ek wou die plant uithaal, maar ek dink ek gaan dit los, ek gaan dit 'n kans gee, sonder hierdie gras, en dit, terwyl die son so fantasties skyn, die son is wonderlik, dit skyn lekker warm op my vel, en ek dink hierdie sonplante wat hou van son, hulle soek hitte, en daarom gaan ek dit in die son plaas. So ek gaan vir julle op hoogte hou as ek enige verskil sien wat hierdie plante gaan doen na hulle 'n paar keer hitte gevang het. Gaan ek vir julle op hoogte hou. So, die plan wat ek wou gedoen het vandag was om hierdie droë grond wat ek hier het, om hierdie grond te vervang in daardie potte. Maar terwyl ek hierdeur voel, is hierdie grond meer klammer as die grond wat in die potte is. Kyk daar, dit bly by mekaar, dit wil sê dit is vochtig, dit het baie water en dit gaan ook net my plante verder skade aandoen. So die plante in die pot, die grond in die pot is ideaal, dis lekker, ek wys net gou, dis lekker los, danksy aan die perlite wat lig veroorsaak en dat die grond lekker los is vir die stingels om goed te groei. So, ek het
Want die ander dag toe ek die video maak, het ek so baie vasgesteek, toe ken ek glad nie meer die plant se naam onthou nie. Want sy ou name tag het weggeraak, wat altyd gebeur. Maar hier het ek skulpe. Ek het skulpe en daar is die naam. Hier is nog enetjie, Calendula. En dit plaas ek sommer hier so langs in my plant. En hy is lekker stewig en dit hou ook sommer die potplant, die pot stewig, omdat hy 'n bietjie meer gewig dra as enige karton of iets, of 'n ligte naamplaatjie. Dan het ek behalwe die skulpe wat ek gebruik, het ek sommer so 'n stukkie plastiek, so 'n klein stukkie plastiek. Wanneer ek 'n kleiner plantjie of iets het in 'n kleiner pot, dan kan ek dit ook so langs insteek. So wat ek doen, ek maak van enige materiaal gebruik wat die plante geen skade aandoen nie, om sodoende my te help onthou watter tipe plant of watter sade ek waar geplant het. Ek is Maggie in die Oos-Kaap, Port Elizabeth, en ek sal vir julle op hoogte hou met die vordering van hierdie plante. Dit is 'n mooi blom. En wat vir my wonderlik is, die blomme in die tuin is baie mooi. Ek dink ek gaan vir julle net gou so een of twee wys. Net 'n oomblik. Lyk dit nie te pragtig nie? Hier is die ware Jakob. Wonderlik, pragtige, gesonde Calendula. En dit is besig om 'n koppie te vorm, want ons gaan blommetjies sien een van die dae. Gaan ons blommetjies sien? Daar is die koppie. Ons gaan 'n blommetjie sien, 'n blommetjie of twee sien. Hier is een van dit in hierdie groot pot. En wat nog vir my 'n raaisel is, by die nursery wat ek die blomme gekoop het, op die naam plaatjie staan, dit is 'n son, die plant hou van son, so dit moet in die son geplaas word. Maar hierdie plant, vriend, en hierdie plant, kyk daar, daar net hierdie uit, daar vorm ook 'n kop, in die middel van die plant. So ons gaan een van die dae blommetjies sien. Hierdie twee plante staan in 'n skaduwee kant van die tuin. So, dis 'n eksperiment, vriend. Die twee koerte plante doen die beste. En die plante wat ek in die son sit, lyk soos die ene. So, nuwelinge, as julle tuiniers is en julle het 'n raad vir my en my gereelde kykers, sê vir my wat ek moet doen. Kom ons gesels so 'n bietjie in die comments. Ek hou van eksperimente en ek hou nie op nie. Ek gee nie op nie, want op hierdie plante gaan ek nie opgee nie. Ek gaan vir julle op hoogte hou van hierdie enetjie wat in hierdie pot is, met hierdie skulpie wat ek die naam Calendula opgeskryf het. So, ja, hierdie moet ook maar nou ek gaan sommer hierdie enetjie indruk, hy sy naampie dra, en ek gaan 'n naampie vir die ander ene skryf, sodat ons in die tuin, as ons in die tuin inkom, dat ons kan sien watter tipe blom dit is. Maar
laaste wysie. Hier is my gesonde calendula blom wat besig is om blommetjies vir ons een van die dae te wys en ek gaan vir julle op hoogte hou. Geen probleem nie. En vergeleke met hierdie plant wat in die koelte staan en die een wat ek in die son gesit het, is die verskil so steek. Dis lekker om 'n tuinier te wees. Die lesse wat mens daaruit kan leer. Is so wonderlik. En die son is lekker warm. Maar laat dit met my vriende goed gaan waar julle is. Geniet julle. Ons gesels weer tot 'n volgende keer. Totsiens.